tema vanoggend is jy 'n dienaar van God? Ek wil net vanoggend, julle moet saam met my so 'n bietjie deur die Bybel blaai. En ek gaan net 'n paar tekste lees, dat ons net weer mooi hoor die taal van die Bybel. Want dit is kosbaar hoe God die mense, sy eie mense aanspreek. Ons verwys maklik na die volk van God as God se mense, en nog baie name van hulle, die mense van die boek en die mense van die kinders van Abraham en allerlei name. Maar hoe dit begin het, as jy teruggaan en jy begin lees, toe God vir Abraham geroep het 2000 jaar voor Christus. En jy lees net die taal. So ek gaan vanoggend net julle nooi om saam met my die Bybel te lees en net die taal te hoor wat God ons noem. Die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry hy nie op aarde nie, hy is vroom en opreg en dien my en vermy die kwaad. Hierdie woord, my dienaar Job, is die woord wat God reg deur die Bybel gebruik vir mense wat sy mense is. Job was nou een van die oudste verhale in die Bybel, dis ook by Job begin het. As ons dan oorgaan na Abraham toe, Genesis 26, van daar af het Isak na Berseba toe getrek, en die nag by daar kom en die Here aan hom verskyn en hom gesê, ek is die God van jou vader Abraham, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou seën en 'n groot nageslag gee ter wille van my dienaar Abraham. Hier sien ons, God noem sy mense sy dienaars. En hierdie tema's gaan reg deur die Bybel so. Ek weet nie waar ons dit begin verloor nie. Maar oralste, as ons kom by Abraham en Isak en Jakob, Deuteronomium, onthou tog die dienaars Abraham, Isak en Jakob. Moenie aandag gee aan die hardkoppigheid van hierdie volk nie, aan hulle opstandigheid en hulle sonde nie. So hier word die dienaarskap van Abraham, Isak en Jakob hoog opgestel, sterker as die sonde van die volk. Ja. Moses, toe Israel sien hoe kragtig die Here in Egipte opgetree het, is hulle met ontzag vir hom verwil het. In die Here geglo, en ook Moses, sy dienaar, het in die Here geglo. So hierso word Moses ook die dienaar van God genoem. So as jy die Bybel aanhou lees, dan kry jy hierdie tema, almal wat God se kinders is, word die dienaars van God genoem. As ons verder gaan by Caleb, maar omdat my dienaar Caleb 'n ander gesindheid het en my getrou gevolg het, sal ek hom inbring in die land wat hy gaan verken het, en sy nageslag sal dit besit. Dis nou die land Kanaan. Maar Caleb word 'n dienaar van God genoem. Destyds het die Here die Lewiete stam afgesonder om die verbondsark van die Here te dra, om in sy teenwoordigheid diens te doen en sy dienaars te wees, en om die volk se naam van die Here te seën, en so is dit vandag nog. So dis nie die mense wat God roep as leiers nie. Hierso sien ons uit die hele Lewi stam het hy sy dienaars genoem. Omdat die Lewi stam het gaan diens doen in die tempels, hulle het dienaars van God geword. Maar ons sien hierdie tema word uitgebrei na die hele volk toe. Hierso noem dit Samuel wat in die beeld kom. Die Here het gekom en gaan staan soos 'n vorige keer geroep, Samuel, Samuel. En Samuel het gesê, praat Here, u dienaar luister. So as ons verder gaan, na Samuel kom Dawid se beeld. Dawid het gesê, Here, God van Israel, ek is u dienaar. En so het al die konings en al die leiers was dienaar, die Lewiete stam was leiers gewees. As ons verder lees in 2 Konings, erken dan nie 'n enkele ding wat die Here in die huis van Ahab gesê het, onvervul sal bly nie. Die Here het alles gedoen wat hy deur sy dienaar Elia gesê het. Die
Die profete wat toe aan die woord gekom het, is dienaars van God genoem. As ons verder lees, hy het die grense van Israel herstel, die Lebo Hamad af tot by die see van die Jordaan verlei. Dit was in ooreenstemming met wat die Here, die God van Israel, gesê het deur sy dienaar Jona, seun van Amittai, die profeet uit Gad en Gefer. Een van die latere konings, die boodskappers het nog dinge gesê teen God die Here en sy dienaar Hizkia. So al die mense wat gedoen het wat goed is in die oë van die Here, was die dienaars van God genoem. As ons verder gaan, by Hizkia, ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en ontzagwekkende God wat die verbond en troue liefde handhaaf teenoor die wat die lief het en die gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed van die dienaar. Die ou wat hier bid is Nehemia, seker is Nehemia. Hy sê, luister tog, gee tog ag op die gebed van die dienaar, sonder opbou tot die bid. Ek bid vir die dienaars, die Israeliete. Ek doen 'n belydenis van die sondes wat ons teen U begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Dit is Nehemia wat hier in die woord is. En dan later sien ons, onthou Nehemia se tyd, hy die mense die muur laat bou van Jerusalem en die muur van die tempel. Dan hulle word dienaars gedoen. Hulle het ons soos volg geantwoord. Die mense het vir hulle gevra, julle wil die mure bou, wie is julle? Hulle het ons soos volg geantwoord. Ons is dienaars van die God van die hemel en nie van die aarde. So hierdie hele ding van dienaars brei uit na die volk en na al die Israeliete toe. Verder moet jy onder die volk bekwame manne uitsoek, dienaars van die Here. Mense wat die waarheid liefhet en nie hulle eie voordeel soek nie. Dan moet jy oor die volk aanstel as leiers oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. So, eers die leiers, en as ons verder lees, omdat ek die Israeliete uit Egipte laat trek het, is hulle my dienaars. Daarom mag hulle nie as slawe aan iemand verkoop word nie. Dit moet gedoen word omdat die Israeliete my dienaars is. Hulle is my dienaars omdat ek hulle uit Egipte laat trek het. Ek is die Here hulle God. En as 'n ou in Jeremia en Jesaja lees, dan lees jy baie, julle nageslag van Israel, sy dienaar, sy nakomelinge van Jakob, vir wie hy uitverkies het. En Jesaja 61, julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van God. En die volk het so verstaan, omdat hulle die dienaars was van die Here, het God hulle geseën. Want hulle het hom gedien en hy het hulle geseën. So ek lees 2 tekste vir ons in verband met daarmee hoor. En sê, Here God van Israel in die hemel of op die aarde is daar nog nie 'n God soos U nie. U hou aan die verbond en U bly getrou teenoor die dienaars wat met volle oorgawe voor U lewe. God hou sy verbond in stand as die dienaars in volle oorgawe tot God lewe. Dan Deuteronomium 32, die Here behartig die saak van sy volk. Die Here ontferm hom deur sy dienaars, want hy sien hulle krag het ingegee, dit is klaar met hulle almal. Oor hierdie verhaal het die eindtyd so gebly. As jy lees in die Bybel, lees jy hier na Salomo, tot en met die ballingskap, het die volk nie meer dienaars van God gewees het. Hulle het afgodsdienaars geword. Hulle het ander gode begin dien. En dis die tragedie van God se volk. God wil so graag hê hulle moet sy dienaars bly. Maar die volk het gekies daarteen. En hierdie storie loop net so oor in die Nuwe Testament toe. Dis nie asof die Nuwe Testamentiese mense 'n ander benoeming en 'n ding kry nie. Dit bly net so. In die eerste plek, Jesus Christus is die eerste dienaar gewees van God.
Hy word gesê, hy is die dienaar. As ons lees in Matteus 12, dan sien ons oor Jesus Christus, hier is my dienaar wat ek aangestel het. My geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak oor Jesus Christus. So hy was die eerste dienaar. En as ons verder lees, so is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hierdie titel wat eers aan Jesus toegewys word, dienaar, word net so oorgedra aan almal in die Nuwe Testament. Ons sien as jy die Nuwe Testament lees, almal wat briewe skryf van Paulus, 'n dienaar van Christus, van Titus, 'n dienaar van Christus, van enige iemand wat 'n brief skryf, almal wat apostels van Jesus was, beskou hulle self as dienaars van Christus. Markus 9, as ons lees, Jesus het gaan sit en die 12 geroep. Hy sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy heel laaste en almal se dienaar wees. Dis nadat 2 van sy apostels hom gevra het, hulle wil langs hom sit as hy nou koning gaan word. Hy sê, in hierdie Christendom ding, gaan dit nie oor bo wees, dit gaan oor dienaarskap. So, die nuwe verbond, die evangelie, het nie gegaan oor ander titels nie, dit het by dienaars gebly. Jesus sê later, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En dan as jy daai klomp briewe lees wat sê van Paulus, 'n dienaar van Jesus Christus, geroep om apostel te wees, afgevaardig vir die evangelie van God. Lees ons reg deur die Nuwe Testament. So moet julle ons dan sien. Ons is dienaars van Christus en bestuurders aan wie die geheimenisse van God toevertrou is. In die oog van God is sy volk, gelowige mense wat glo in hom, nie net sommer nie, hulle is sy dienaars. Sy dienaars. In 2 Korintiërs 3, uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink, as of dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van die nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Efesiërs 3 vers 7, van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword. 'n Voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. 1 Petrus 4. As goeie bedienaars van God, eenvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. Maar ongelukkig, alhoewel die Bybelse taal baie duidelik is, gelowige mense is dienaars van God, dienaars van Christus, dienaars van mekaar. Vandag se Christendom het ongelukkig verander. Ons het nie die dienaars, ons is nie meer die dienaars van God nie. Ons het vir God 'n genie gemaak. Hy's 'n genie in 'n bottel. En God is nou ons God. Hy is nou hier die genie, en as ons die regte metode ontwikkel, en ons kan daai keteltjie warm vry, dan verskyn God in jou. En hy maak jou wense waar. Dis wat ons gedoen het met God. Ons het vergeet, ons is die dienaars. God is die God. Ons
ons verwag net van God om al ons goed te doen, om ons armed response te wees, om ons bodyguard te wees, om ons veilig te hou, dit. Ons noem net so name op wat God alles moet doen vir ons. Ons is die ouens wat God bevraagteken. Vir al die oorloë in die land bevraagteken ons God. Vir al die oorloë in die wêreld, Midde-Ooste, alles wat die verkeerde presidente doen, bevraagteken ons vir God. Ons beskuldig die Here vir alles wat verkeerd gaan. Die weerstoestande, rampe, alles. Ja, dis die Here wat dit doen. Ons het vergeet, ons lees nie die taal in die Bybel nie. Ons is die dienaar, maar ons het God ons dienaar gemaak. En op ander rede het ons die ding omgekeerd. Sê nee, God, as ons reg bid, ons reg kerk, ons reg geloof, ons reg bewoord, ons reg alles, dan sal God die dinge vir ons doen. Ons het die goed verkeerd verstaan. En dit is belangrik dat ons net sal weet, die Bybel het nie van die begin af so oor ons gepraat wat so arrogant is nie. Die feit dat Jesus later vir ons gesê, julle het die voorreg om kinders van God genoem te word. Daai ding het ons laat verdwaal. Gedink oor hulle as kinders is, nou kan ons maak as ons kinders vandag is. My kind vir my sê, pa, ek wil 'n fiets hê, dan kry hy 'n fiets. Pa, ek wil 'n motorfiets hê, dan kry hy 'n motorfiets. Alles wat hulle sê, kry hulle wat ons het nie gehad nie. Ons het hierdie kinding wat Jesus vir ons gegee het, ons verkeerd verstaan en die dinge uitgeraaf. Ons moet onthou, van die begin af, tot vandag toe, ons is die dienaars van God. Hy is nie die dienaar van die mens nie. En omdat ons het omgekeer het, kan ons God se soewereiniteit nie verstaan nie. Ons weet nie wat beteken soewereiniteit nie. Maar omdat ons het omgeruil, dink ons God het volgens ons pype dans. Die ding is, as ons sê God is soewerein, hy besluit. Ons kom agter wat hy besluit. Nie ons besluit en bid reg nie, dan doen hy dit nie. Hy besluit. God kies. Hy is die een wat in charge is. Hy kies, hy besluit en ons neem kennis daarvan en sê, ja Here, baie dankie Here. Maar deesdae, omdat ons nou hierdie arrogante kinders geword het, sê, Here, hoekom het hierdie goeders gebeur? Ons kan nie verstaan nie. Kan nie verstaan, het gaan so sleg met ons nie. Vriende, as ek in die Nuwe Testament lees, dan sien ek Petrus en Paulus het nie die Here dieselfde manier gedien. Hulle het verskil. So die ding is, elkeen van ons moet vandag bedink, hoe dien jy die Here? Maar, ons moet ook onthou, die Here is nie wat ons dien. Ons is sy dienaars. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons herinner in hierdie verhouding wat ons het, hierdie geloof wat ons beoefen, Christendom. Het U nie die towerstafie geword van ons lewens nie. U het ons deelgemaak van U lewe. U het ons ingetrek in U drome. U is die Here. U is die God. En ons wil U aanbid en dien met ons lewens. Met ons lewens wil ons energie bruikbaar maak in U koninkryk. Wys ons Here, hoe kan ons U dien as U dienaars? Maak ons weer dienaars van die evangelie, dienaars van Jesus Christus, dienaars van God. Ons is baie dankbaar vir dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra of iemand is wat iets wil sê. Ek weet, Christo het gesê, hy wil iets sê, maar Christo, jy moet laatst aan die beeld kom. So kom ons, gee net eens vir mense om iets te sê.
wat hy nie. Ons gebruik dit in die bediening, die bediening is in 'n ministry, maar ons trek dit nie aan van ons persoonlik nie. Elkeen van ons moet besef, ons is God se dienaars. Baie dankie. Is daar nog iemand wat daaroor wil sê? Kan hy mikrofoon werk? Kobus? TV? Nee. Kan hy nie werk? Okay, Christo, kan lekker. Christo? Ek kan met my net praat. Dis 'n moeilike om mee te praat. Goed. Liewe gemeente, ons het laas Sondag die mense wat nou hier was. Gaan na die lig. Okay. Ons het die mense gevra wat hier was. Of hulle kan sien om hierdie gemeente vorentoe te vat. Omdat julle self weet, as jy 'n besigheid bedryf, kerk is maar soos 'n besigheid. As jy uitgawe meer as jou inkomste is, wat is jou einddoel? Dan moet jy met maar die mense sê kom maar en sluit. En toe het ek 'n mandaat gekry, as ek het so mag noem, laas Sondag, dat ons 'n groepie mense sal bymekaar kom, mense wat belangstel om dienaar te wees soos Anton nou gepreek het. En hierdie kerk, kom ons noem dit die omgewing groepie, om die kerk in die verknorsing uit te help. En ek het 'n bietjie gedink, daar sommetjies gemaak, ons het Woensdag 'n lieflike groep mense daar gesit by Krimmentart. En ons het 'n bietjie deur die inkomste uitgawe gegaan. Toe besef ons, die krisis is 'n bietjie kleiner as wat die papiere wys. En die krisis kan so maklik oorkom word. Ons het oor die 100 gemeente, kerslede, huisgesinne. Iets in 120, daardie rigting. Ek het nou vertel, dis 70 mense. Weet dit is beter as wat ek kom van Johannesburg af, in Kerk Johannesburg. Hulle het nie 50 op 'n Sondag op, en dis nog winter ook. So ons is baie in 'n goeie posisie. Maar om die finansiële posisie reg te kry, dat die boeke klop, is dit baie eenvoudig. As 100 mense huisgesin, jy kan dit self uitwerk, R300 'n maand ekstra gee. R300, dis al R100 'n week. Belaglik min. Ek weet daar is mense wat swaar kry. Ek sê nou nie almal moet dit doen, maar die mense wat dit wel kan bekostig. R300 'n maand. 3 maal 100 gee jou R30.000. 300 maal 100. So dit is so moeilik so. Maar dan vra ons dat elke mens 'n bydrae moet lewer. Ons het 2 punte aangeraak. Nie net die bydrae lewer nie. Ons het nie net geld hê. Ons wil die kerk laat groei. Hierdie kerk, ek by
gekom het. Kobus het gesê 800. Ek het nou nie vertel nie, maar ons was al groot kerk na Bezenne toe. Was al groot kerk. Hoekom kan ons nie weer so word? Nou wil ek vra. Mense, as jy nou inset lewe, ons nou hier na die afsluiting daar by op 'n doodtafel gaan ons weer gaan sit, net om insette te kry. Wat kan ons doen om die kerk weer te groei? Waar is die probleme? Lê die probleme by die predikant? Lê dit by die hoofbewoner? Of lê dit by iemand in die kerk? Doen ons iets verkeerd? Baie mense sê, dis die pad. Mense, asseblief, nie die ding voor my van die pad. Ek kom van 'n plaas af. 'n Pad kan jou nie van die kerk af. Ons is dienaars. Jy ry nie elke dag nie. Jy ry 1 keer 'n Sondag. Maandag en kan dit was. En as jy nie kan dit was, bring hom maar vir my as ek vir jou was. As jy daarop bekommerd is. Maar daar is 2 goed wat uitstaan. Ons moet die finansies reg kry en ons moet die kerk laat groei. Hoe doen ons dit? Julle moet vir ons help om mense te werf of te kry wat lief is vir die kerk. Ek persoonlik wil nie na ander kerke gaan. Ons het 'n predikant en ons het 'n hulppredikant wat fantasties preek. Dit gaan daaroor. Dit gaan oor 'n mooiheid. Dit gaan oor die preek. Dit wat jou huis toe bevat. So as daar enige mense is wat enige iets inset belewe, kom na daardie kokkedoodtafel toe na die diens en kom self met ons. Ons wil in die toekoms Anton se werk verminder. Dat hy net preek en sondagskool hou en wat ook al doen. Kerklike goed doen. Die projekte moet ons as gemeente moet ons dit doen. En ons kan baie meer projekte execute. Baie meer. Ek dink persoonlik ons kan elke kwartaal 'n projek doen. Nou is dit winter. So ideaal. So asseblief, baie dankie vir julle ondersteuning en ek weet julle gaan my help. Geef ons daai ekstra rand asseblief. Ek weet baie van julle doen baie vir die kerk. Ongelukkig. Dankie daarvoor. Maar ongelukkig, daai wat jy doen, bring niks in die bank. Daar staan nie 10 rand wat jy bygedra nie. Jy het jou hande gebruik. Dit is nodig, maar ons het die geld ook nodig. Dankie. Baie dankie, Christen. Vriende, kom ons